Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Hallo Klipkouer, Jacques Passon hierso. Ek is die stigter en die aanbieder van die Klipkouers Potgooi reeks en vir die getroue luisteraars net en om verskoning. Ek weet hierdie jaar het is die minste episodes wat ek nog geloods het, maar snaaks genoeg het ek heelwat opnames gemaak en onderhoude. Ek het net nie so ver gekom om hulle, kan ek sê, te loods of vry te stel nie, en ek net op 'n punt gekom waar ek besluit het, weet jy wat, is beter, sekere goed wat ek, as dit nie reg is nie, gaan ek dit nie loods nie, so ja, ek het daarom vir jou hele paar lekker onderhoude in die nuwe jaar. Maar ook deel van die rede hoekom ek, wil ek sê, minder tyd spandeer het op Klipkouers. Ek is besig met ander mense en besighede se potgooi produksie, en dit is nogal opwindend. So dit is natuurlik nommer 7 Media wat ek gestig het, en nommer 7 Media fokus op potgooi produksie, en natuurlik in essensie is digitale media besigheid, maar ek natuurlik my werkspringplek is 'n potgooi, want ek glo nog steeds dat potgooi is net wonderlike inhoud wat nie uitgedink kan word nie. En niks kom by twee kenners wat met mekaar gesels en die goud wat daarby uitkom, om dit dan te vat en te herverpak nie. Maar ek gaan 'n bietjie meer uitbrei daar, oor 'n rukkie of oor 'n paar minute. Ek wil fokus, ek gaan nie verveel met alles wat hierdie jaar gebeur het nie. Ek dink 2019 het weer eens met 'n bang weggespring. Hy het nie uitgedraai soos wat ek gedink het nie. Maar in dieselfde asem was daar laagtepunte, maar nou moet ek bysê, daar was baie meer hoogtepunte en aangename verrassings, en ek sê verrassings, ek glo nie toevallighede nie, weet, sekere goeters, as jy jouself posisioneer en jy fokus, jy weet, gebeur dinge. Ek laat my dink aan een van die beste voorbeelde altyd van, jy weet, hoe groot sukses met, hoe kan ek sê, hoe baie hoogtepunte gepaard gaan met laagtepunte, en ek dink onmiddellik aan 'n ou soos Babe Ruth, wat mos nou die legendariese Amerikaanse baseballplayer was, en ek dink hy het die rekord gehad waar hy in een seisoen 60 home runs geslaan het. Uit 150 of 151 wedstryde, maar hy het 89 strikeouts gehad, en hy het 5 keer het hy die meeste strikeouts van enige baseballspeler gehad, en ek weet Michael Jordan het voorbeelde. So die punt is net, daar's geen manier wat jy die beste en baie suksesvol gaan word of wees as jy nie bereid is om ernstige houe en lesse te leer in die proses nie. So kom ek fokus gou op 'n paar hoogtepunte van die jaar. Ek het nou al 3 jaar wat ek al hoe meer in landbou betrokke wou word, en uiteindelik was een van die groot deurbrake waar die eerste stappe geneem was in Mei maand hierdie jaar op Nampo, en ons nou 2 weke gelede die eerste episode geproduseer het van die John Deere potgooi reeks. So ek is 'n ongelooflike voorreg vir my om met die grootste landbou handelsmerk en een van die mees aspirerendste handelsmerke, nie net in landbou nie, in die wêreld, jy weet, hande te kan vat, en die pad wat ons gaan saam stap, verskillik opgewonde. Ons het saam met dit ek boerpot wat gaan lood. Weer eens, hierdie is goed wat ek lank aan moes prosesseer om uit te figure hoe ek te werk wil gaan, en ek besluit boerpot gaan die landbou potgooi huis word, of sal ek sê die landbou potgooi gateway, wil ek amper noem, want dit gaan nie net eksklusief Afrikaans wees nie. So ja, saam met dit is so 'n bietjie die waters getoets, soos dit in November het Agri SA hulle jaarlikse kongres gehad, en ons het baie gefokus op die 4de Industrie Revolusie, en ons het toe dag 1 se 8 keynote aanbiedings gevat en dit in 'n potgooi reeks aan mekaar geslaan. So ja, dit was 'n bietjie om die waters te toets en die wiel aan die rol te kry, en soos ek sê, weet, jy kan nie 'n kar draai of jy kan hom baie moeilik die stuurwiel draai as die kar nie beweeg nie. So ja, daai beweging momentum is krities. Saam met dit is ons nou net klaar met nuwe MBA en eiendomsbelegging, wat Ernest Stander se potgooi, wat ek saam met hom 'n mede-aanbieder was, en fascinerend. En ek sê dit nie net omdat ek betrokke is by die projek nie, maar is 'n ou wat hoofsaaklik expert is. Hulle fokus op huise hier van R1 miljoen en onder,
wat ons natuurlik weet, dis waar al die beweging is heidaglik in Suid-Afrika in daai prysklas en meer belangrik is hoe koop jy so huis onder markwaarde en hoe maak so huis vir jou geld versus om uitgawe te wees. En ek moet sê ek het ongelooflik baie geleer en ek is opgewonde om hierdie 3 programme, soos 3 episode reeks wat gekombineer word met 'n e-boek en natuurlik 'n kursus om dit vroeg in die nuwe jaar te lood. So kyk uit vir die MBA en eiendomsbelegging potgooi reeks. Saam met dit sekerlik een van die opwindendste dinge. So ons het nou begin uitbreek. So Boma at 21 is op papier gebore seker so 6 weke gelede. Ons het 'n gebou, as ek sê ons, dan praat ek van ek en my vernoot Steven Rademeier. Ons gaan in die R21 Corporate Park, hierso natuurlik hier op die R21 hier by Arini, gaan die nuwe huis wees van Klankbank, wat Afrikaanse potgooi huis gaan wees, so dink Cliff Central. Wat Cliff Central is vir Engels, is Klankbank vir Afrikaans. Dit gaan die nuwe huis en ateljee wees van Klankbank. Saam met dit het ons 17 co-working spaces, 'n spasie, eksklusiewe spasie beskikbaar en as ek praat van co-working space, daai is ook vir my 'n vloekwoord geword, want die definisie is, jy weet, shame ou wat nie regtig geld het nie. Kom ons gee vir jou die goedkoopste spasie daarso in spaces of in WeWork. Hierdie is 17 eksklusiewe sitplekke en hoekom ek dit sê is, dit gaan vir my oor netwerk. Dit gaan vir my dat daai 17 persone mekaar ken, mekaar vertrou, mekaar kan aanbeveel, mekaar gebruik. Dis nie natuurlik 'n vereiste nie dat jy mekaar se dienste moet gebruik nie, maar is weer eens is daai harmonie waarmee gepaard gaan versus dis jou goedkoop spasie waar jy kan kom sit. En baie belangrik is hierdie 17 gelukkige persone het toegang tot almal met wie ek onderhoude voer in klipkouers, natuurlik met John Deere, met die MBA en ek sal later in die eerste kwartaal vir laat weet daar's nog 'n nuwe baie opwindende potgooi wat te maak het meer 'n militêre wegspringplek. Kyk uit vir dit, maar soos ek sê, ek sal vir julle 'n bietjie meer daar vertel in die nuwe jaar. Maar die punt is net jy toegang en dan natuurlik baie belangrik vir my, ek wil 1 keer 'n maand ook gaan ons opleidingssessies hê. En ek sê opleidingssessies is regtig 15-20 minute. Kom ek vertel 'n bietjie meer van die digitale goed waarmee ons betrokke is, bietjie gedagtes en idees uitrol en so aan. So ek sê weer, hierdie is 'n geleentheid om te netwerk, 'n geleentheid om te leer en baie belangrik, wat vir my die belangrikste is, om toegang te kry tot individue wat jy nie andersins sou toegang kry nie. En dan derde deel van Boma at 21 is ons kafee wat ons aan die onderkant saam met dit, so weer eens baie opgewonde daaroor en ons kyk om vroeg Februarie die deure oop te maak. So weer eens julle sal definitief meer hiervan sien en hoor in die nuwe jaar. Paar hoogtepunte, ek het seker, was dit September, ou skoolpel van my, Jacques Rabie, ons het bietjie, seker die eerste keer in jare, wel ek dink dit was meer as 20 jaar, ons het vinnig by mekaar gekom vroeër in die jaar, en ons het weer opgevang en ons het gesit en gesels en besef dat ons al twee, ons het op skool tot saam atletiek gedoen, ons het saam rugby gespeel, ons het al twee nog steeds 'n liefde vir oefen en ons het uit hierdie gesprek uit is Kliphard gebore, en Kliphard is 'n nuwe handelsmerk en 'n nuwe ding waar ons oefen saam in die week. Ons kyk 'n bietjie, ons is so sê ons terug na basics toe, weet bietjie militêr in die sin dat push-ups, sit-ups, hardloop, dra klippe rond, stompe, tyres, net back to basics. En ek moet sê dis sekerlik vir my top 3 hoogtepunt van 2019 om nommer 1 weer heerlike gemeenskap te hê, om met ouens lekker te kan sweet en suffer en daai vriendskap wat daar uitkom. En baie belangrik net om weer, ek voel weer 18 in my kop, weet. Ek voel net ek is sterker as 'n lang ruk. Ek's fikser as wat ek in 'n lang ruk was en dis net vir my heerlik. So ja, so kyk uit vir Klankbank. Ons hier in South Downs is ons 'n groep en daar's ook 'n Pretoria Oos se groep en ons het ook so ons eerste fiksheidstoetsdag gehad so 2 maande terug. En dis ook iets wat ons op 'n meer 1 keer 'n kwartaal wil doen om ouens in te trek en bloot te stel aan hierdie familie. En is weer nie ten koste van nie, ek is lief vir hardloop, van julle wat weet, wie my ken, dit is om jou sport te komplementeer. So dis nie 'n pleks van nie, dit is om jou die beter mountain biker te maak, die beter hardloper, die beter ballerina as dit jou ding is. Maar ja, en dan laaste maar nie die minste nie, ek het vroeër jaar ook 'n bietjie geblok wat ons betrokke is by President Kreer Kinderhuis in Reddersburg.
in die Vrystaat, en dan ook hierso President Creer in die Moot hier in Pretoria, en ons is nou amptelik, Trevor is deel van ons familie, so ons is nou gasouers, en ons spandeer nou tyd met 'n oulike mannetjie, 7-jarige mannetjie, en ja, so weer eens, ek sal 'n bietjie uitbrei op 'n stadium in die nuwe jaar, maar dis weer eens is 'n belangrike ding vir ons, en is great, is 'n wonderlike voorreg om inspraak te kan maak en 'n mentor te kan wees vir 'n jong Afrikaner seentjie. So ja, so voor ek nou heel sentimenteel, nostalgies en jou verveel, kom ek som gou 'n paar goed op. Ek het 7 punte wat ek wil beklemtoon. So ek altyd sê, 'n lang preek is 'n lei preek. So ek hoop hierdie is nou, jy sien hierdie is 'n kort preek, is 'n kragtige preek. So hierso is 7 punte wat ek dink is ek 2019 aan dink, en ek dink meer belangrik wat in 2020, hoe ek na dinge kyk, sal ek sê, en ek dink wat belangrik is. So, ek dink nommer 1, moet jou nie steur aan die nuus in die koerante nie, inteendeel, bly weg van onnodige radio luister, glad die nuus kyk nie, moet die koerante lees nie. Die realiteit is dat goeie nuus verkoop nie, slegte nuus doen, en dit skep vrees, wat nooit goed is nie. En baie belangrik, punt 2 is, wat jy fokus op word groter. So as jy na hierdie gemors luister, jou braaivleisvuur gemors, hoe meer jy daarop fokus, hoe groter dit word in jou kop, en weer eens, dit raak 'n vorm van meditasie, wat net een gevolgtrekking het, en dit is vrees. Punt nommer 3, jy weet, dit wat jou antenna, onthou in ons harte, wat vir my interessant is, hart straal die grootste energie uit in die liggaam, en dit wat jou antenna uitstraal is presies wat jy aantrek, en ek wil dit beklemtoon. Dit, alles wat jy sê en doen en hoe jy dink, jy straal dit uit na buite en dit kom terug na jou toe. En dis nie airy-fairy karma, dit is 'n feit. En ek sal jou aanmoedig om 'n bietjie navorsing te doen as jy dit nie glo nie, maar weer eens, en dit kom terug na daai punt van wat jy op fokus word groter. En natuurlik, dit is ook hoe jy na die wêreld kyk in die perspektiewe, en dit is hoe jy of geleenthede gaan raak sien of nie. Punt 4, hou op om eksklusiewe en tradisionele media te gebruik. Asseblief, as jy in bemarking is, as jy 'n besigheidseienaar is, radio, TV, koerant, ja, gebruik dit nou maar as deel as jy moet, maar nie eksklusief nie. Dit is nie meetbaar nie. Dit is nie die mees effektiefste nie. Dis by verre nie die goedkoopste nie. So asseblief, hou op om dit eksklusief te gebruik. Kyk na digitale, kyk na sosiale media bemarking. And by the way, die Willie wat vir jou Facebook post doen, is nie 'n digitale bemarker nie. Baie belangrik, punt 5, wees die vriend, die maat, of die ouer, of die besigheidsvenoot, wat jy soek en verwag in mense. Ek sê weer, wees jy dit eerste, voordat jy dit verwag, of voordat jy durf dit soek, wees jy dit eerste. Nommer 6, eet minder vleis. Kerels, ek weet dis deel van die Afrikaner stapelvoedsel, maar ons vergiftig ons liggame. Ek sê nie hou op vleis eet nie, ek sê eet minder vleis. En weer eens, gaan kyk 'n bietjie na die navorsing, gaan kyk, ons is regtig op die agtervoet wat te veel vleis beteken. En laaste, maar nie die minste nie, punt nommer 7, ek kan sien ek hou van 7 as 'n nommer, en ek dink nou weer wat die staat mee besig is met sport. En medies en al daai goeters, hoe meer chaos daar is, hoe meer geleenthede is daar. En dit sien ek nou jaar en 8 maande later in die land, hoe meer chaos, hoe meer geleenthede. Soos ek altyd sê, aanhouer wen, en ek wens jou en jou geliefdes en jou naaste wonderlike, geseënde 2019 Kersfees toe, en natuurlik 'n fantastiese 2020. Ek's mal oor ronde getalle en daai 2020 visie. Ek dink 2020 gaan 'n ongelooflike jaar wees. So, en ek sien uit om met jou weer te gesels in die nuwe jaar. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.